So, gesien in die lig van wat ons vier hierdie maand, het Piet en El vir my gevra om oor 'n verskriklike belangrike onderwerp te praat. Nou, dis nie so heilig soos wat ons nou hier gehad het nie, maar dis verskriklik belangrik. So as ek vandag vir jou moet vra, wat is die een ding wat ons die heel meeste doen elke dag? Wat sou jy sê, wat is dit? Ekskuus? Praat. Ons praat. Ons praat met mekaar. Ons praat in klein lettertjies. Dan praat ons met 'n hoofletter. En dan praat ons met hoofletters. Sodat almal kan verstaan presies wat ek en jy bedoel. OK? So ons praat die hele tyd. Nou, toe ek en Chris Jong getroud was ek van mening dat as 'n mens lief is vir iemand, dan gaan hy mos weet, wat wil ek vir my verjaarsdag hê? Kom aan manne, hoe moeilik is dit? Hoe moeilik is dit? Is dit waar? Nee, jy's goed hè nie hoor? OK, nee, ek kan nie verwag dat Chris moet weet wat ek vir my verjaarsdag wil hê nie. Hy sê toe vir my, man, ek kan baie goed doen, maar ek is nie heldersiende nie. Jy moet vir my sê wat jy vir jou verjaarsdag wil hê. Toe kom ek en ek sê, ag nee man, verjaardagpresente moet 'n verrassing wees. Ek kan mos nou nie vir jou sê nie, dan is die verrassing weg. Jong, en na 'n hele klomp gepraat, toe het ons by die volgende oplossing uitgekom. Ek gaan vir hom 'n lysie van so 3 goedjies gee, van 0 tot hoeveel rand, en dan sal hy nou in sy begroting bepaal, hoeveel kan hy waar kan hy daarby bykom. Want weet julle wat, daar is niks so erg, soos voor 'n verjaarsdag of 'n Kersfees, en jy het hierdie verwagting van hierdie pakkie wat onder die boom staan nou al vir 'n week en 'n half, waaraan jy nie mag raak nie. En wanneer jy hom oopmaak met soveel opwinding en afwagting, dan is dit 'n stoompot. Nee julle, daai gaan nie goed af nie. Die kombuis en ek is ook nie noodwendig maatjies nie, so ek in 'n stoompot, ek kan die ding nie eers werk nie. Die van julle wat nie weet wat 'n stoompot nie, gaan Google dit maar. OK. So, ons staan vandag by 'n baie belangrike konsep. Wat is kommunikasie dan? En ons het 'n vriend wat op 'n stadium advokaat was en hy het by die Hooggeregshof in Johannesburg gewerk en elke Vrydag is egskeidingsdag. Elke Vrydag is egskeidingsdag, wanneer huwelike tot 0 gemaak word. En hy het op 'n stadium vir my gesê, die enkele grootste rede vir egskeidings is gebrekkige kommunikasie. Mense praat baie, maar hulle weet nie hoe om te praat nie. So kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat is belangrik. En ek gaan vinnig hier deur hardloop, party goedjies is bietjie tegnies, maar net laat julle 'n basis hê. Wat is kommunikasie? Ons deel kennis en inligting. Dis bietjie koeler vandag as wat dit die res van die week was. Dis kennis en inligting. Ons dra idees oor. Kom ons hou bietjie 'n mannekamp. Hoe voel julle daaroor? Idees en opinies. Dis 'n goeie idee. Waar gaan ons dit hou? Ag nee, hierdie terrein is 100%. Volgende vlak. Nou kom jy by emosies. Wie op die aarde het gedink die manne het 'n mannekamp nodig? Regtig? Of die vrou sê, man, ek is verskriklik ongemaklik. Ek is bekommerd wanneer jy laat by die huis kom. Ek hou nie daarvan as jy my alleen los nie. Dis die begin deel van emosies. Ek voel ongemaklik wanneer jy met my lelik praat of my ignoreer of die hele tyd op jou foon is, maar dis nie julle probleem nie, ek glo so. Ons ontvang daai emosies van mekaar en as ons dit nie doen nie, is daar nie sprake van 'n verhouding nie julle. Ons kan nie net die hele tyd kennis en inligting deel nie. Ons moet by hierdie dieper goed uitkom. Nou word kommunikasie 'n verskriklike belangrike konsep. En eintlik wil ek dit 'n vaardigheid noem. Want hierdie inhoud het ek deur baie jare vir myself bymekaar gemaak.
Want niemand het my geleer hoe om te praat nie. Chris het probeer, hy praat bietjie makliker, oor goed. In ons huis het ons nooit gepraat oor enigiets nie. Jy het in jou kamer gaan wegkruip en gehoop die gemors gaan verby. En dis nou nie hoe dit werk nie. So wie is, ekskuus, laat ek net een backtrack, dis 'n brug. Kommunikasie is 'n brug tussen twee mense, persone, partye, of dis 'n deur tussen mense, dis 'n verbinding, dis 'n koneksie. As ons nie kommunikeer nie, is daar nie sprake van verhouding nie, glad nie. Soos wat ons vanoggend met God gekommunikeer het, en hy met ons, dis koneksie, okay? Dis verbinding met hom. So wie's betrokke? Nou hier kom die moeilikheid. Wie's betrokke? Iemand wat praat, iemand stuur 'n boodskap uit, en dan is daar iemand wat moet hoor. En daai iemand, daar's niemand wat so doof is soos hy wat nie wil hoor nie. Daai iemand wat moet hoor, moet dieselfde boodskap kry as dit wat die spreker uitgestuur het. Nou julle hoor vir my nou. Dis waar die pop op die fan stryk, is net hierso. Nou, effektiewe kommunikasie kan glad nie plaasvind, wanneer dit wat die spreker sê, en dit wat die hoorder hoor, twee boodskappe is nie. Dis die basis van alle misverstand. Nou sê Chris vir my vanoggend, jy het baie staallampies in jou huis. Ek sê ja, bedoel jy staan lampies? Jy sê staallampies. Ek hoor staallampies, nou begin ek dink aan al my lampies nie, ek het nie staallampies nie, wat bedoel hy nou eintlik? Intussen het hy gemompel, en ek het staal gehoor in plaas van staan, okay? So dis waar misverstande vandaan kom, of ek sal vir Chris sê, wat wil jy eet? En voor hy kan antwoord, dan sê ek, maar ek het eintlik hoender beplan, nou Chris is nie baie lief vir hoender nie, dan sal hy vir my sê, ja, ons kan hoender eet, maar, julle wat sê maar? Maar sê nee, ek wil nie hoender hê nie, ek hou nie van hoender nie, moenie vir my hoender gee nie, maar ek maak, of ek nie die maar gehoor het nie. En ek sê, ek gaan lekker hoender maak met mayonnaise en chutney in die oond gebak. Wie hou nie daarvan nie, regtig? Chris. Hy gaan volgende Sondag hier wees, julle. I receive that in Jesus' name. Hy kry swaar. Okay. Maar sê, jy wil nie iets hê nie. Nou kan ek nie daai maar, as ek daai maar ignoreer, dan het ek nie gehoor wat hy eintlik vir my gesê het nie. Maar nou is ek ook nie heeltemal heldersiende nie. So nou moet ons kommunikeer. In plaas van maar, sê jy, ek is regtig nie lus vir hoender vanaand nie. Ek boodskap. Dan sê ek vir jou, wonderlik, ek maak 'n choppie of ek maak wat ook al else. Maar as ons nie kommunikeer nie, as ons nie hoor en luister en praat en hoor en by mekaar koneksie maak nie, dan leef ons by mekaar verby. En dis wat in meeste mense wat in ons huis land vir berading, is dit die issue. En met kinders, en ek gaan nie oor kinders veel praat vandag nie, julle, maar hierdie goed geld vir man, vrou, kind, ouer, kind, werknemer, werkgewer, familie, skoonfamilie, hulle hoor op 'n ander vlak. Okay? Hulle hoor op 'n gans ander vlak. Ek het nog nie die geheim daarvan heeltemal ontdek nie, behalwe een ding. Zip it. Bly net doodstil. Okay, dit het die Here vir my, die Heilige Gees vir my baie duidelik geleer. Nou goed, die volgende vlak is, hoekom, of wat is die funksie van hierdie kommunikasie, en ek gaan vinnig hier deurhardloop. Dit verbreek isolasie. As ons nie kommunikeer nie, is ons alleen. Hoekom is dit so belangrik? Die mens, ek en jy, het twee, en nog baie ander, maar twee basiese behoeftes. En die eerste hiervan, is om liefgehet te wees. Is liefde. En wat 'n wonderlike liedjie vanoggend om te weet net, die Here se liefde kom na ons toe heel eerste. Dit is so amazing. Die van julle wat Freedom doen, het hierdie week het ons geleer hoe dat God vir Adam en Eva kom soek het toe hulle weggekruip het. Hy het sag na hulle toe gekom, sê die woord. En in Psalm 103 ook, hy kom sag na ons toe.
Because he's gentle and he's kind and he's loving and he's all forgiving and he's all embracing. En liefde is daai groot behoefte wat ek en jy in ons harte ronddra. En eintlik is God die enigste een wat dit volkome kan ontmoet. Maar hy het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Kom, ek gee vir hom of haar 'n maat. En daarom moet ek en jy leer hoe om hierdie liefde met mekaar te deel. En as ons hierdie liefde nie deel met kommunikasie op 'n volwasse, geesvervulde vlak nie, dan loop dit uit op praat met hoofletters en ons raas en blaas en ons beklei en op die einde sê ons I'm out of here. Ek kan nie hierdie meer doen nie. So liefde is 'n verskriklike belangrike behoefte wat ontmoet moet word. Dis 'n plek van veiligheid tussen veilige mense. En Pieter Nel het verlede week gepraat van die rooi en die geel of oranje en die groen mense. Jy moet tussen groen mense wees. Want die oranje mense kan ons nog so 'n bietjie deel mee, maar die rooi mense is toksies. En moenie ek en jy 'n rooi mens wees nie. Moenie ek en jy raas en blaas en liefde doodtrap. Julle, ons kan so vinnig 'n ding sê, jy is nes jou pa, en jy is alweer useless, en jy is niks werd nie. Dan maak ons dood, want met ons mond praat ons lewe of ons praat dood. So sorg dat ons daai liefde, wat ons moet uitspreek, lewendig hou, want dit skep die veilige raamwerk binne in die huis, waarbinne ons almal moet saamleef en gemaklik wees. En ons voel so maklik, ons mamas en vrouens voel so maklik, ons is gebruiksartikels. Ons moet hardloop en ons moet wasgoed was en ons moet gaan kruideniersware koop en ons moet dit in die kar laai en uit die kar laai en in die kas sit en in die pot sit en in die monde sit. Ons moet al hierdie goeders doen en ons word net gebruik die hele tyd. En moet nou net nie laat daai pampoen te pap is, of die aardappels nie sag genoeg is nie, of die whatever, die vleis te droog is nie. Dan is alles teen mekaar. Wat doen ons om hierdie liefde teenoor mekaar uit te dra en lewendig te hou? Ek moet sê, Chris kan, as ek die slegste kos gemaak het, dan eet hy dit met grasie. Hy's goed wat dit, hy sal daai hoender eet as ek dit vir hom gegee het. So moenie laat ons by mekaar verbyleef en nie hierdie behoefte van liefde koester nie. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, dan vra jy vir die Heilige Gees om jou te wys en jy praat met jou maat, wat het jy nodig? Hoe kan ek vir jou lief wees? Ek het op 'n stadium vir God gesê, Vader, help my, hoe moet ek vir u lief wees? Want ek weet nie hoe om dit te doen altyd nie. En hy het my geleer. En oggende soos hierdie is net so kosbaar wanneer ons onder die salwing van iemand kan sit wat kan worship lei en who just takes us into the habitation of God's presence. Ons met daai selfde liefde, met daai selfde atmosfeer, moet ons poog om te skep in ons huise deur wat ons sê. Die tweede een is aanvaarding. Die wete dat iemand my raak sien, dat my menswees goed genoeg is. We cannot perform 24/7. It's not possible. Maar ons verwag dit van mekaar. En dit maak ons moeg. Ek dink dis hoekom mense so moeg is deesdae. We just need to perform up to somebody else's standards all the time. En dit maak ons moeg. En ons moet mekaar help in die huis om te sê, weet jy wat, hierdie hoender is okay vir my vir vanaand. Ek eet dit met liefde, want ek is lief vir jou. Okay? So when the need for love is met, it produces security. So liefde gee vir ons sekuriteit, and when the need for acceptance is met, it produces significance. Nou julle die Afrikaans het nie 'n woord vir significance nie. Dis net 'n Engelse woord. Ekskuus, ek is so 'n bietjie albei kante geklap. Significance. You need significance in your life. Om te weet ek behoort, om te weet ek is goed genoeg. En hoe kry ek dit? Eerstens by God, maar tweedens by Chris. En ek wil nou vir julle vrouens ook 'n geheim vertel vandag. 'n Man kan nie jou emosionele behoeftes ontmoet nie. Not once, not never. Dis waarvoor die Heilige Gees daar is. Dis waarvoor die woord daar is. Dis waarvoor jou verhouding met Jesus daar is. Dis waarvoor jou verhouding met God, die Vader, daar is. Jy moet 'n verhouding met hulle elkeen hê.
Dis nie net hier so bietjie nie. Jy kan nie net hier kom ra op 'n Sondag nie. You need to enter into his presence, to experience him, to get to know him, to get to know his love for you and his acceptance for you. Want dis waar ware significance gevind word. Nou, hierdie goed is net in verhouding moontlik. Ek kan net weet ek het ek het 'n betekenisvolle verhouding as ek op 'n sinvolle manier met iemand kan kontak maak, kan kommunikeer. Nou wat doen dit nog? Kommunikasie, dit bevorder begrip. Nou ek gaan ook vinnig hier deur hardloop. Ons deel ons idees en opinies, ek het dit net nou genoem. Nou hier's 'n baie belangrike ding. Wanneer ons verskil oor goed, beteken nie jy's reg en ek's verkeerd nie. Beteken ook nie ek's reg en jy's verkeerd nie. Dit beteken dood ons verskil oor sekere goed. Nou wat doen ek en Chris in die huwelik wat die Here vir ons geleer het? Wanneer ons verskil oor verskillende dinge. Nommer 1, ons praat daaroor. Ons maak seker dat ons kommunikeer wat is elkeen se behoeftes en hoe gaan ons daarbey uitkom. En dan doen ons niks as ons nie saamstem nie. Ons gaan nie vakansie hou iewers, as hy op 'n plaas wil gaan en ek wil see toe gaan, dan gaan ons nie Harry Smit toe om 'n kompromie aan te gaan nie. Nee. Ons praat tot ons by 'n oplossing kom wat albei tevrede stel. En ja, partykeer gaan iemand sê, okay, is fyn, ons kan maar Harry Smit toe gaan, of ons kan maar wherever gaan. Want wat maak dit saak na alles julle? Dis wat ons met ons saamvat, wat belangrik is. So, ons praat oor goed. En dit is belangrik ook met jou kinders. Ons het van kleins af met ons kinders huisvergaderings gehou. Een van die grootste goed, byvoorbeeld, is inkomtye. Wanneer kinders hier so in die hoërskool is, hoe laat kom jy huis toe? Nee, jy kom huis toe 10:00, sê die pa of die ma. Dan sê die kinders, nee, 12:00. Nee, en so praat jy, en nou verduidelik jy vir daai kind, hoekom moet jy huis toe kom 10:00? Dis gevaarlik, jy's 'n meisiekind alleen, jy kan nie Uber nie, jy kan nie dien, al die goeders wat in julle lewenswêreld 'n realiteit is. Nou praat jy oor daai goed. You get buy-in from all the parties. En dan, wanneer jy 'n oplossing het, dan hou jy daarby. En so kom 'n mens, deel 'n mens met hierdie verskille. By die werkplek, in enige situasie. Mens praat oor goed. Ek verstom my partykeer hoe mense by die werk, kan hulle vreeslik civil wees. En yes sir, en no sir, en everything you please sir. Maar by die huis, dan skree hulle vir mekaar. Hou vergadering asof jy by die werk is. En asof die baas daar is, dan sal jy dalk bietjie beter praat. Maar ons vergeet, ons baas is altyd waar ek en jy lelik praat. En dit moet ons in gedagte hou wanneer ons kommunikeer. Ons moet ons behoeftes kommunikeer. Ek het een behoefte wat ek elke keer aan Chris moet kommunikeer wanneer ons in sy kar klim. Moet asseblief nie te vinnig ry nie. Veral as ons met vakansie gaan en daai Karoo pad so lank voor jou lê. Moet asseblief nie te vinnig ry nie. Kom ons los daai ene daar. Goed. In die werkplek. Ons het so 'n girlie daar, sy's 1 of 22. Julle, sy is so effektief. En eendag toe kom sy na my toe sê sy, ek hanteer al die personeel. Toe kom sy na my toe en sy sê, hulle sê almal vir my Tannie, mag ek asseblief iewers 'n kantoor van my eie kry? En ek sê toe van ja, hulle was in 'n oop plan kantoor op daai stadium. Ons was in die proses om 'n nuwe kantoor aan te koop, reg langsaan, so die potensiaal was daar. En ek het vir haar 'n werkplek geskep waar sy en 'n ander ouetjie saam in een kantoor is. Hulle praat altoe ewe min. Hulle is altoe hoë C's. Hulle praat eintlik glad nie. So as jy nie weet wat 'n C is, doen growth track, dan gaan jy weet waarvan ek praat. Okay, hulle is hoë C's, detail. Hulle wil net hulle werk gedoen kry. Hulle wil nie praat nie. Sy is soos 'n vark in Palestina. Sy is so gemaklik want sy is heeltemal alleen. Niks se gekekkel van die ander vrouens rondom haar nie, geen fone wat haar pla nie, haar produktiwiteit het seker met 30% verhoog. So as mens net jou behoeftes kan kommunikeer, kan iemand anders dit ontmoet. Maar ons is niemand heldersiende eintlik nie. So as jy nie vir my sê nie, kan ek jou nie help nie. Dan, baie belangrike ding, kom saam aan dieselfde kant van die probleem.
Ek en Chris, of weet julle in die huwelik kan mens baie keer dink, ja maar jy en ja maar ek en, so daar's twee kante. Ons beklei eintlik teen mekaar. Nee, ons beklei nie teen mekaar nie. Ons kom aan dieselfde kant. Ons staan langs mekaar en ons spreek die probleem aan. Wat is die kwessie voorhande? Die pyp het alweer gebars. Dis nie jy wat so useless is nie. Jy kyk nie laat die pype reg is nie. As my pa nou hier was, het hy self hierdie pyp reg gemaak. Nee. Dit los nie. My pa is 20 jaar terug al oorlede, bless his soul. Hy's nie meer daar nie. So nou, en Chris hou nie daarvan dat sy hande moet vuil word nie. Hoe gaan ons, Chris, wat gaan ons aan hierdie situasie doen? Ons gaan 'n loodgieter bel. 'n Loodgieter is 'n plammer julle. Ons gaan 'n loodgieter bel. Ek sukkel met die mengels baie keer. Ek kan Engels praat en ek kan Afrikaans praat, maar die mengels is nie altyd vir my so goed nie. So ons gaan 'n loodgieter bel en dan gaan hy die probleem oplos. Is dit reg so? Goed, wie gaan bel? Jy gaan bel? Chris hou van die foon, so hy gaan bel. So ons los die probleem op. Ons stry nie en beklei nie oor onbenullige goed nie, julle. En dit kan so maklik 'n patroon wees wat vestig in ons lewens. So kom saam aan dieselfde kant. Waardering uitspreek. Wanneer laas het jy vir jou man gesê dankie vir jou harde werk? Dankie vir jou betroubaarheid, vir jou getrouheid. Ons het Woensdag aand 'n aand van worship by ons selgroep gehad, wat ek inderjare nog nie ervaar het nie. Die Here se teenwoordigheid was net daar. En ek het net spontaan vir Chris dankie gesê. Julle ouens het vir 30 jaar elke oggend 3 uur opgestaan. En as ek sê 30 jaar, bedoel ek dit letterlik. Elke oggend 3 uur opgestaan. Vandag pluk ons die vrugte daarvan. Ek kon vir hom dankie sê vir sy integriteit, vir sy betroubaarheid ensovoorts. So wanneer laas het jy vir jou maat, vir jou kinders, vir julle ouers, werknemers, werkgewers. Weet julle wat is my opvallend? Wanneer ons bonusse of verhogings betaal, wie stuur 'n WhatsApp en sê, dankie vir my bonus, dankie vir my verhoging. Weet julle wat? My ma het my geleer, as jy iets kry, dan sê jy dankie daarvoor. Ons kommunikeer nie meer dankie nie. Dankie is goeie maniere. En terloops, die woord sê, jy moet dankbaar wees, dankbaar wees, dankbaar wees. Dis 'n gesindheid wat vir God baie belangrik is. So, hier's 'n interessante enetjie. So often, the first screw that works loose in my head is the one that holds my tongue in place. Steek jou tong uit. Hou hom vas. Probeer iets sê. Jy kan nie. Die Engels het 'n mooi uitdrukking. Hold your tongue. Zip it. Zip it. Ons kan so maklik goed sê wat afbreekend is. Nou goed, wat is die wagwoorde by effektiewe kommunikasie? Nou, hierdie goed kom uit verskillende bronne uit, Stephen Covey en 'n paar ander plekke. Wees ferm as ons in 'n konfliksituasie nou begin in beweeg en ons effektief wil kommunikeer. Wees ferm, jy hou by jou standpunt. Jare terug was hier 'n bloemiste hier iewers op Ontdekkersweg. En ek stop die dag by haar, ek wil vir 'n vriendin 'n bos blomme koop, maar ek is lief om met blomme te werk. En ek sê vir die dame wat my help, give me one of those sleeves. Nie hierdie moue nie. Daai plastiese papiertjies wat rondom die blomme gaan. Ek sal dit sommer self by die huis gaan regmaak. Hier trippel die eienares van die blommewinkel uit. Sy sê vir my, die vrou vra vir my, moet sy die sleeve omsit? Ek sê nee, gee dit vir my, ek sal dit sommer self doen. Maar sy sê, dan moet ek R10 ekstra betaal. En ek sê van nee wat, ek doen dit sommer self. Die vrou trippel so uit, sy sê, mevrou, almal in hierdie hele omgewing vra R10 om 'n bos blomme te verbind en met 'n strikkie vas te sit. Nou staan ek daar so en kyk. Nou kom hierdie goed by my op. En dis wanneer die Heilige Gees inskop, en dit so opwindend is, want hierdie is vaardighede wat ons moet aanleer. En ek sê vir haar, mevrou, vriendelik, sagter, met 'n glimlag, jy's welkom om R10 te vra, vir enige iemand, om die blomme so by mekaar te sit. Maar ek gaan dit nie vir jou betaal vandag nie. Ek gaan dit self by die huis doen. Reg so. Julle het omgedraai en weggetrippel.
Want ek het nie geraas en blaas en vir haar gesê, man, dink jy ek is stupid? Dink jy ek gaan my hardverdiende geld nou vir jou gee, vir R10 om hierdie blommetjies bymekaar te sit? Ek kan dit mos sommer self doen nie. Dis wat ons gewoonlik doen. Ons raas en blaas, né? Nee. Nee. As die Heilige Gees in beheer van ons lewens is, sê Galasiërs 5, jy kan nie net doen wat jy wil nie. Laat toe dat die Heilige Gees jou gedrag bepaal. En hierdie is die praktiese vaardighede wat die Here vir ons gee. So jy wees ferm en jy wees vriendelik en jy wees onemosioneel, maar jy hou by jou standpunt. Nou julle dit het my lank gevat om dit reg te kry. Ek sukkel partykeer nog daarmee. Maar as ons hierdie goed in gedagte hou, wanneer ons kommunikeer met mense met wie ons te doen kry, maak dit 'n wesenlike verskil in hoe ons connect met mekaar. Nie reageer nie, nou hierdie gee ek erkenning aan Stephen Covey voor, om nie te reageer nie, maar om 'n antwoord te gee. Toe hierdie stimulus kom van hierdie vrou wat vir my sê, almal vra dieselfde geld, het ek een tree teruggetree, het tree terug van die bron van die aggressie af. Okay, haal jouself bietjie uit die situasie uit, jy luister, en dan gee jy 'n ek-boodskap. Ek sal self hierdie doen. Jy is welkom om te vra wat jy wil, maar ek gaan dit self by die huis doen. In plaas daarvan om te reageer, soos wat ek net nou gedemonstreer het. Weet julle wat, dan ervaar ons die beskerming van die Heilige Gees en die leiding van die Heilige Gees en die beheer van die Heilige Gees. Want dit is die moeilikste ding om te beheer, is hierdie mond van ons. Want met ons mond staan ons hier en ons prys die Here en ons loof hom en ons sê al hierdie mooi goed vir mekaar en dan gaan ons huis toe en dan beklei ons oor die skaapbout in die oond gebrand het. As jy nog 'n skaapbout kan bekostig deesdae. So ons raas en blaas uit reaksie uit en dit moet ons leer om nie te doen nie. Jy gee 'n ek-boodskap. Wat beteken 'n ek-boodskap? As Chris laat kom, jy sal weer laat. Jy gee mos nie om vir ons nie. Jy los ons hier alleen by die huis op ons eie genade. Weet jy wat? Jou kos is in die hond. Ek gaan nou slaap. Daai sal 'n party van julle bietjie later eers vang. Okay. 'n man is een aand weer laat en hy kom by die huis en sy vrou staan met die besem in die kombuis. Hy sê vir haar, "Oh, liefie, werk jy nog steeds? Of vlieg jy iewers heen?" Dis 'n definisie van braafheid, so tussen hakies. Jy gebruik 'n ek-boodskap. As jy sê, is dit aanvallend. Want die persoon wat hoor, gaan hom of haarself verdedig en regverdig. En dan kom jy by geen oplossing uit nie. Maar as jy 'n ek-boodskap gee, kan niemand met jou stry nie. Ek voel ongemaklik wanneer jy laat kom. Ek is bekommerd, ek weet nie of jy dalk gekaap nie. Gekaap is gehijack. Ek voel bang as jy my alleen los. Ek. Kan Chris met my stry as ek dit vir hom sê? Nee. Maar as ek vir hom sê, jy sal weer laat en jy gee nie om nie, dan sê hy, ag man, bla 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 bla. En dan kom ons nie by 'n oplossing uit nie. So ek en jy moet leer om nie te reageer nie, maar om 'n ek-boodskap te gee en steeds jou standpunt te huldig en te sê wat jy wil sê. Nou, hoe moet ons dan nou praat? En een oggend in my stilte tyd, jare terug, toe gee die Here vir my hierdie stuk, en ek sal dit nooit vergeet nie, Efesiërs 4:29, daar mag geen vuil praatjies uit jou mond uitgaan nie. Praat net dit wat tot stigting is, en dit wat genade skenk aan die een wat dit hoor. Julle, dis baie duidelike instruksies hierdie. Moenie sommer net lelik praat nie. Sê wat opbouend is vir die persone wat na jou luister. Julle mag nie meer verbitterd wees, of julle hier meer verloor, of kwaad bly nie. By implikasie, ons word almal kwaad, maar moenie daar bly nie. Want kwaadigheid bring isolasie, bring verwydering, bring afstand. Julle ken almal daai gevoel. Want as jy in die aand in die bed klim en hier's 'n elektriese stroom wat deur die bed gaan, is Chris net so aan my raak, dan skuif jy so 'n bietjie die kant toe. Jy wil nie hy moet glad nie aan jou raak nie.
Ons ken almal daai goeters. Of jy gaan sit in die huis en jy kry stilstype. Daar's 'n lekker ene daar. Ek het hom. Ek het haar liewer. Okay. Of ons kry stilstype. En dan is die verhouding, dis so afbreekend julle. Nou, hoe kom jy nou weer by mekaar uit? Né? Moeilik. Ek is jammer. Ek het in hierdie week geoorreageer oor iets en ek het bietjie harder gepraat as wat ek gemoes het. Julle en toe ek klaar is, toe voel ek so sleg. En ek het na die Here toe gegaan en gesê, Here vergewe my, help my, waar kom hierdie vandaan? En dit kom van daai klein dogtertjie af. Daai klein dogtertjie. En toe kan ek die volgende, Chris het toe al geslaap, toe kan ek die volgende oggend vir hom sê, ek is baie jammer, vergewe my asseblief. En weet julle wat was sy antwoord? Ek was nie kwaad vir jou nie, want ek verstaan. Hy verstaan iets van my klein dogtertjie, wat ek al 100 keer met hom gedeel het. En hy verstaan iets daarvan, dat die Here met my besig is. Filippense 1:6. Die werk wat hy in ons begin het, sal hy voltooi tot die dag wat Jesus weer kom. Ons is nooit volkome nie. Ons maak almal foute. So, hierdie is nie vreeslik woke nie, julle. Mag en moed is nie woke woorde mos in die huidige samelewing nie. Kom ek sê vir julle, die Bybel is vol mags en moeds en moenies. En hoe gouer ons leer om by die mags en die moeds en die moenies uit te kom, hoe beter gaan dit in ons lewe gaan. So meet jou praat aan hierdie skrif. Meet jou praat daaraan. Ek het my kinders ook geleer, as hulle beklei, dan sê ek, is dit wat jy nou gesê het tot stigting? Skenk dit genade aan die een wat jou hoor? Gaan dit die probleem oplos? Kom ons sit en ons praat. Ons is saam. Ons Pretoriëse, ons maak nie so nie. Ons is saam aan dieselfde kant van hierdie probleem. Kom ons praat daaroor. Okay. Spreek die probleem aan en nie die persoon nie. Moenie die persoon sleg sê nie, maar spreek die probleem aan. Ek antwoord jou graag wanneer jy mooi met my praat. Verskoon my asseblief. Dis 'n ou lekker grensie om te stel daai. Ek is bekommerd as jy laat kom, ek het daarna verwys. 'n Vriendin kom eendag na my toe en sy sê, sy is so moedeloos. Haar man is 'n wat noem julle, eiendomsagent, en hy kuier baie, hy praat baie, hy's net nooit in die aand by die huis vir aandete nie, en sy het al geraas en geblaas, sy het mooi gepraat, sy het gesoebat, sy het gebid, niks werk nie. Toe sê ek van goed, as hy môreoggend uitgaan, dan sê hy vir hom, ons mis jou in die aand, by aandete. Maar ek gaan vanaand frikadelle en blomkool maak, dis sy gunsteling goeders. Ek gaan vanaand vir jou frikadelle en blomkool maak, en weet jy, ek en die girls gaan verskriklik dit geniet, as jy saam met ons eet. Geniet jou dag. Hy was betyds by die huis daai aand. Maar omdat sy gejy het, jy's altyd laat en jy gee nie om nie, en ja. Dit help nie. Vra vir die Here om vir jou 'n praktiese oplossing te gee. Sê dit wat tot stigting is en dit wat genade skenk. Praat direk oor die probleem, moenie rondom die probleem praat nie. As jou vrou nie die begroting kan laat klop nie, dan sê jy nie, skattie, ek wonder hoekom is die maand so lank en die geld so min nie. Nee, jy sê vir haar, Sissa, kom sit. Ek het soveel geld vir jou gegee. Kan jy vir my verduidelik wat het gebeur met dit? Bring bietjie vir my jou strokies, laat ek kan sien. Ek is in 'n finansiële huis met 'n klomp CA's en B-komme en goeders. Strokies is heilige dokumente. So jy moet bewys lewer, Sissa, van waar's daai geld heen? Ek het 'n vriendin gehad, ek oor hierdie onderwerp praat, dan sy kom na die tyd na my toe, sy sê, weet jy wat, as ek nou gordyne of goeders gekoop het, nou las ek dit oralster in die begroting, en laat hy nie kan agterkom, ek het ander goed gekoop. Nee, jy gaan ook nie dit doen nie, want 1 Johannes 1 vers 7 sê so mooi uit die Amplified uit, if we walk in the light, as he himself is in the light, we will have true and unbroken fellowship one with another. In die lig wandel. Ek en Chris het geen geheime vir mekaar nie. Ek hoef nooit te wonder waar is hy nie, want ek kan hom op Live 360 volg. Nee. Nee, julle, dis ook waar, maar nee.
dit het ek sommer verniet ingegooi vir 'n grapie, okay. Die genade en die waarheid het ons nou al in Freedom geleer, stap saam. Né? Ek is genadig as jy te veel geld uitgee oor jou, ek gaan jou nou nie in 'n hoek sit nie, maar hierdie is nie aan nie, hierdie werk nie vir ons nie, want ons moet by die begroting hou. Nou ek en Chris het baie swaar gekry op 'n stadium, en ek het 4 koevertjies gehad in 'n maand, week 1, 2, 3, 4, en week 1 se geld mag nie week 2 finansier en andersom nie, en as week 1 se geld klaar is week 1 se geld klaar. En ek is amper nog geneig om dit te wil doen, want dit is lekker. Ek doen dit nou net op 'n ander manier, want dit gee vir jou veiligheid. Praat oor die probleem, moenie die mens aanval nie. Jy praat ook nie met ander oor jou probleem nie. Jy sê nie vir jou maatjies in die mans Bybelstudie in die oggende, hoorie my vrou, man, sy kan nie met geld werk nie, ons het elke maand 'n probleem nie. Gaan dit die probleem oplos? Nee, dit gaan nie. Jy gaan na die persoon toe met wie jy 'n verskil het. Nou julle verskille is feite soos koeie. Ons sien nie te veel koeie meer in die stad nie, maar dit is so, daar is nog koeie. 'n verskil is 'n feit soos 'n koei, en jy moet hom gaan hanteer. Verskille is glad nie 'n issue nie. Dis wat ons daarmee doen wat die probleem is. En nou gaan praat jy met die persoon betrokke, jy skinder nie en praat rond en sê sleg en allerhande goed nie, want dit is nie tot stigting nie, het skenk nie genade nie. Jy praat ook nie van jou man of jou vrou sleg by jou ma nie, terloops. Want sy moet 'n goeie beeld van jou man of jou vrou hê, tensy daar aanranding of verbal abuse of enige ander sulke abuse is, dan praat jy dadelik. Dan gaan jy na jou ma of jou pa toe. Maar ons skinder nie van ons lewensmaats by ander mense nie. Dit doen ons nie. En ja, daar's tye wat ons gaan raad vra of hulp vra, en dit verstaan ons. Dan gaan jy na 'n persoon toe wat jy kan vertrou, 'n groen ene en nie 'n rooi ene nie. Want onthou net, mense wat saam met jou skinder, sal altyd van jou skinder. Dis 'n feit. Dis nog 'n feit soos 'n koei. Okay? En konfrontasie is nie altyd lekker nie. Maar weet julle, die verhouding is belangriker as ek en jy. Die verhouding met daai mens is belangrik genoeg dat jy met hulle gaan praat, en veral in jou huis. Ek onthou een keer, was ons in Oos-London, Chris het kliënte daar gesien, en ek het geweet ek moet met hom praat. En wat doen ek toe? Ons sit die aand in die restaurant, jy vra altyd 'n man se toestemming om met hom te praat. Okay? Dis belangrik, julle girls. Mag ek asseblief iets met jou deel? En dan weet hulle, hier kom die moeilikheid nou. Mag ek asseblief iets met jou deel? Maar die aand het ek vir hom gesê, wat is jou doel met ons verhouding? Waartoe is ons op pad met mekaar? En julle, dis 'n ding wat ek en Chris elke jaar doen, is om te vra, waartoe is ons op pad? Nie net, ekskuus, nie net, ek is nie so goed soos Pieter Nel om eers af te skakel voor ek hoes nie, sorry. Waarheen is ons op pad? Met ons menswees, met ons finansies, met ons kinders, met ons lewe. En as 'n mens dit nie op 'n gereelde basis doen deur daaroor te kommunikeer nie, dan if you aim at nothing, you will hit it every time. So jy moet praat oor hierdie goed. En julle ken almal Matteus 5 wat sê, as jy by die altaar kom en jy wil jou geldjie ingooi en jy kom daar en jy sit en jy kom agter maar jy het iets teen iemand, sê die Here, staan net daarop en gaan maak eers reg en dan kom jy terug. Jy moenie eers kwaad gaan slaap nie, sê Efesiërs. Moenie kwaad gaan slaap nie. Praat oor die probleem, want hulle kry kleintjies. Probleme gaan nie weg nie, ouens. Die oomblik wat hy hier in jou kop begin neskrop, dan begin hy maal, en dan begin jy dink, en dan begin jy wonder, en dan begin jy sê, ja, ek het so gedink, ja, ek het so gedink. Wat dink jy? Wat hier in jou kop is? Wat uit jou menswees uitkom? Kom by die waarheid uit, en praat, en gaan maak reg. Ek het 'n storie raak gelees van willeperde in Texas. En wanneer hulle deur die wolwe aangeval word, dan draai hulle koppe na mekaar toe, hulle staan in die groep, en hulle skop na buite toe, totdat hulle die wolwe weggejaag het. Weet julle wat doen donkies? Hulle staan met hulle koppe na buite toe, en met hulle pote na mekaar toe, en hulle skop mekaar, wanneer hulle aangeval word, en hulle praat na buite toe. Ons kan nie soos donkies wees nie, julle.
Ons moet hierdie vaardigheid wat die Here vir ons gegee het, moet ons aanleer en reg kry. Ons het Engelse vriende. Hulle is eintlik verskriklik snaaks. Nou, as hulle beklei, dan het sy, en ek gaan nie name noem nie, want party van julle sal dalk weet wie is hulle, dan gaan sy badkamer toe. Dan huil sy in die badkamer. Sy maak die badkamer se deur. Weet sy wie en hartstogtelik. Dan luister sy, kom hy. En as hy nie kom, dan huil sy nog 'n bietjie harder. En dan dan kom hy, maak die deur oop, ag sweetie, ek is so jammer, en kom ons in bladibla. En die aand besluit hy, genoeg hiervan. Ek gaan nie weer na haar toe gaan nie, want sy doen dit elke keer as ons verskil oor iets, dan gaan sit en sulk sy in die badkamer. En nou huil sy, nou luister sy, hy kom nie. Huil sy, luister sy, hy kom nie. Naderhand sluip sy uit, sy trek so 'n gewaagde stukkie aan, sy gaan voordeur toe, sy lei die klokkie, sy leun so teen die kusyn en sy sê vir hom, I believe you are having trouble with your wife. May I be of assistance to you? Okay. Goed, so hoe luister ons? Hierdie is verskriklik belangrik. You be silent on the inside. Jy luister met 'n wilsbesluit. You be silent on the inside. And you listen to the genius in the other person. Dis nie net jy wat 'n genius is nie. Okay? Jy maak oogkontak. Toe die kinders klein was, het ek baie afgebuk. Of vat jy hulle gesiggie so teen jou, tussen jou hande, en jy sê, kyk vir mamma, ek wil vir jou iets sê. Want as jy nie oogkontak maak nie, luister jy nie. Ek sal baie keer vir Chris sê, as ek sien hy is op sy foon, dan sê ek, hoorie Chris, ek wil met jou praat, dan bly ek stil. Nou wag hy laat ek praat, dan praat ek nie, tot hy vir my kyk. Want anders luister hy nie, dan sê hy vir my, maar jy het nooit vir my gesê nie. Julle ken daai. Okay. Wees teenwoordig, dis verskriklik belangrik. As julle op julle fone is, ons het gisteraand 'n fenominale Valentynsete present gekry, by een van die seuns in my huis, en ons het ewe grand aangetrek en in hierdie fancy restaurant gaan sit, en op 'n stadium kyk ek net so. Manne en vroue sit by 'n Valentynsete, hulle praat nie met mekaar nie, hulle is op hulle fone. Nee. Dit is nie hoe dit werk nie. Wees teenwoordig. En al hierdie goed, julle ouens, gaan oor liefde en omgee en aanvaarding wat ek aan die begin genoem het. As ek nie lief is nie, as ek nie omgee nie, gaan ek nie die moeite doen om hierdie goed in my lewe in te werk nie. Nou wat verhinder kommunikasie? En ons gaan einde se kant toe nou. Wat verhinder kommunikasie? Gebrekkige belangstelling. Ag, ek stel nie regtig belang in jou nie. Dis hoekom ek op my foon is. Ek luister ook nie as jy praat nie, want weet jy wat? Eintlik weet ek alles en dis nie vir my die moeite werd om na jou te luister nie. Daai is 'n baie negatiewe gesindheid. Ons kan nie met daai negatiewe gesindheid in 'n situasie ingekom nie. En dis ook hier waar die stolstype insluip. As jy stolstype het, kan niemand met jou praat nie. En dan is jy geïsoleer. En dan kom jy nie by die antwoord op nie. En dan hoop ons die goed gaan weg. As ons net stil bly, ons moet net lank genoeg stil bly, dan sal hierdie ding homself oplos en dan gaan dit weggaan. Nee, dis nie hoe dit gaan werk nie. So vinnig nou hier aan die einde, hoe beklei ons dan? Jy hanteer 'n konflik, ek het klaar verduidelik, jy reageer nie. Jy behou jou waardigheid. As jy geraas en geblaas en geskree en beklei het, dan voel jy hier diep binne in jou. You get the conviction of the Holy Spirit, dat dis nie hoe jy veronderstel is om te wees nie. Ek en jy moet wees en word wie ons veronderstel is om te wees. En dit is om soos Jesus te wees. Ons is na sy beeld geskape en dis hoe ons moet wees. Kry eers al die feite. Dikwels het ons 'n ding in ons kop en as ons sit en ons kry die feite, dan ontspeel of ontvou 'n heel ander situasie. So kry eers die feite voordat jy iemand aanval. Reflekteer emosies. Ek verstaan jy voel nie lekker hieroor nie. Ek verstaan dat jy omgekrap is. Kom ons praat daaroor. Kom ons kry 'n oplossing. Jy's reg. Dis onregverdig dat jy so behandel is. Maar weet jy wat? Die maatskappy kan nie nou vir jou 'n 15% verhoging gee nie. Of wat ook al jou situasie is. Weet julle, eintlik hoef ons oor niks te beklei nie. Nooit nie. Want as ons hierdie goed vat en ons begin werk daarmee,
dan praat ons met mekaar. En vuil taal, ouens, is nie deel van ons menswees nie. Toe Chris in die hospitaal was, nou so 2 weke terug, nou is hier 'n oomie oorkant hom. Man, ek het net so ingestap. Groet my met fanfare, ek stel myself voor. 2 minute later het hy vir my vertel, hy was 103 jaar terug, die burgemeester van Pretoria, gaan aan, en soos wat hy begin praat hy uit die weer uit. Nou die weer kan ek nog hanteer, maar die F-woord is nie vir my nie. En elke keer as hy net dit wil sê, dan sê hy, ekskuus. Ek het niks vir hom gesê nie, maar hy het geweet, hierdie taal pas nie. So ek en jy kan nie sulke taal gebruik nie. Al werk jy in die konstruksie, al werk jy in die myn, nee, want jy en ek moet anders wees. Jy en ek moet iets van Jesus se beeld reflekteer. So ons moet ons taalgebruik definitief aanpas en dophou. Dis nie hoe ons praat nie. Aanvaar verantwoordelikheid vir jou bydrae. As jy iets gedoen het wat verkeerd was, dan is jy groot genoeg om te sê, ek is jammer. En is gewoonlik net daai 3 woordjies wat weer die rekonsiliasie bring. Ek het ook iewers gelees dat hulle sê, Lord, make my words gracious and tender, for tomorrow I may have to eat them. Okay? Nou, hoe beklei ons? Jy is of 'n haai, wat doen 'n haai? Hy verskeer, hy verslind. En wat doen hy? Hy los 'n klomp bloed en stukke agter hom. Of jy's 'n skilpad, ek was 'n skilpad. Wat doen 'n skilpad? Trek my kop terug. En dan bly ek net hier in my veilige huisie en hoop dit gaan verby. En as dit weer veilig of sagter klink, dan steek ek weer my kop uit. En as ek hom veilig voel, dan trek ek hom maar weer terug. En so los 'n mens nie probleme op nie. Of jy's 'n jakkals. Dit is reg so. Nes jy sê, ek stem saam. Tussentyd lieg jy, man. Want met jou mond sê jy ja, maar met jou hart sê jy nee. Dan leef jy. Jy kan nie daai doen nie. Of jy's die uil. Nou wat doen die uil? Hy kry al die feite bymekaar. Hy sê kom ons sit om 'n tafel. Julle weet, julle onthou julle storieetjies toe julle klein was. Hy kry al die diere in die bos bymekaar. Dan sê hy, okay, jakkals, bly jy nou bietjie stil en leeu jy ook. Dis nou my beurt om te praat. Kom ons kry die feite. Kom ons definieer die probleem. Ons is aan dieselfde kant. Kom ons soek 'n oplossing. Ons bid, ons vra vir die Heilige Gees om vir ons 'n pad te maak waar daar nie een is nie. Wat ook al jou situasie is. En so praat jy deur die probleem. En dit gaan nie oor wen nie. As enige iemand gewen het, het iemand anders verloor. Dit gaan oor ons moet almal saam tevrede wees en wen in die huis. Want dan skep ons 'n veilige atmosfeer waarin ons probleme kan oplos, waarin ons verhouding gemaklik is, waar ons tussen groen mense is. Ek is baie lief vir groen, maar gelukkig hoef ek nie groen te wees nie. Okay. So ons moet gemaklike, veilige ruimte skep waarbinne ons almal kan funksioneer, waarbinne ons met waardigheid met mekaar kan kommunikeer. En ja, jy gaan kwaad word en ja, ons maak foute, maar ons los dit nie daar nie. Ons maak reg, want dis die pad wat God vir ons uitgelê het. En as ons dit doen, weet julle wat? Dan gaan julle ook soos ek en Chris volgende jaar 50 jaar getroud wees. Was dit elke dag maklik? Nee. Maar was dit goed? Ja. Because God is in control. En hy het vir ons die pad gewys van hoe om te praat, hoe om liefde te leef. Mag dit ook so wees in jou huis. Dankie.